Goeiemôre. Goeiemôre aan julle. Goeiemôre aan hulle op die YouTubes. Wat 'n voorreg om die woord van die Here aan u te bedien. Ons het onlangs gepraat oor gebed, effektiewe gebed. Vandag wil ek met u begin praat oor geloof. Geloof is dis alles. Dis Bybel sê dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ons weet die Bybel sê ook aan elke een is gegee die mate van geloof, of 'n maat van geloof, of die maat van geloof. So ons almal het dit, en hoe ons dit ontwikkel en hoe dit vir ons werk, hang baie keer van ons af. Ek het onlangs ek kan nie sê 'n studie gedoen nie, maar ek het oral net gaan kyk waar die woord geloof gebruik word in die Bybel, en ek het baie interessante dinge gesien oor geloof. So ek wil saam met u wandel en kyk, waar is my geloof, waar is jou geloof? Ek glo, veral in die tye waarin ons gaan ons sterk geloof nodig hê. So 'n geloof nodig hê wat nie twyfel nie, geloof wat vas staan. Ek en jy moet absoluut ten volle oortuig wees van dit wat ons glo. En hoekom ons dit glo. As ek jou vanmôre vra, wie het al ooit 'n boodskap van geloof gehoor? Hoop ek almal steek al twee hande en voete en alles op, want ons het dis die kern van ons alles. Sonder geloof kon jy Jesus nie aanneem nie. Sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Sonder geloof kan jy nie 'n kind van God wees nie. Sonder geloof werk die Bybel nie. Geloof is die kern van alles. Wat glo jy? Wat glo ek? Jesus gebruik die term heelwat. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Nie laat dit vir jou wees volgens enige iets anders nie. Dis volgens jou geloof, is wat glo jy? En ons kernvers vir die volgende, hoe lank ook al, is Hebreërs 11 vers 1. En almal sal bekend wees met die vers, waar hy vir ons sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek het met die gepraat, ons met gebed gepraat het, hoe belangrik is dit om te sien dit wat jy glo, om 'n prentjie te bou van dit wat jy glo. Ek persoonlik glo, sonder 'n prentjie gooi ons net iets op in die lug en kom ons kyk wat gebeur. Die Bybel sê hier dat wanneer ek gebid het, geloof werk so. Dis 'n vaste vertroue. Ek het 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, die dinge wat ek nog nie sien nie. Dis nog nie gemanifesteer nie, maar ek het 'n vaste vertroue dat dit sal manifesteer, en ek hou my geloof en ek hou my prentjie op dit wat ek sien, dit wat ek weet God kan doen. Ons het gepraat van Abraham wat uit sy tent uit moes kom, opkyk na die sterre, sy prentjie verander. Dit was slegs toe God vir hom sê, kan jy sien, so gaan jou nageslag wees. Toe hy die prentjie sien van dit wat God sê, toe sê die Bybel, hy het God geglo en dit was hom tot geregtigheid gereken. Dit werk dieselfde met my en jou. Dit werk nie op 'n ander manier nie. Hierdie week weer met 'n jong man ontmoet, en toe ek hom vra, so wat is jou lewe? Wat sien jy? Dan het ons so algemene neiging. Ek glo nie die Here sal my seën. Dit is algemeen. Hy sê dit in sy woord. Hoe gaan hy jou seën? Hoe kyk jy na jou kinders? Wat sien jy in hulle toekoms? Ek onthou self vir ons, my en haarself Natasha, hoe geloof gewerk het vir ons by ons kinders. Want almal het vir my gesê, wag tot hulle tieners is. Jy sal sien, jy kan niks daaraan doen nie. As hulle eers tieners is, dan kom die, jy weet, en die meisie wil kort skirts dra, en hulle wil die, en hulle rebelleer, en hulle doen die, en hulle doen daai. Ons het net geweier om dit te glo. Ek het gesê, dis goed vir alle ander tieners, maar dit sal nie so werk met my kinders nie. Ek het 'n ander prentjie gehad. Ek het 'n ander prentjie geglo. Ek het geglo dat my kinders eendag iemand sal ontmoet en hulle sal met daai persoon trou. Albei my kinders, dis hoe dit gebeur het, want ons het 'n prentjie gehad van hoe dit gaan werk en hoe dit gaan lyk. Het ek en jy soveel invloed op iemand anders se lewe deur geloof? As 'n moeder en vader, absoluut. Maar vandag wil ek vir ons 'n gedeelte lees en ek wil begin met
Groot geloof. Hoe lyk groot geloof? Daar's net 2 plekke in die Bybel waar Jesus iemand wat noem jy komplimenteer oor groot geloof. Hulle het groot geloof gehad en ons gaan vandag na een van daai gedeeltes kyk. Ek hou daarvan hoe die Engels daai Hebreërs 11 vers now faith is. Now faith is. It's not tomorrow, it's not yesterday, now faith is. It's the substance of the things you are hoping for. The evidence of things not yet seen. It's not yet seen. When you pray, believe that you receive. When you pray, when do you receive? When you pray. When you pray, believe you receive. Ek en jy moet dit vasmaak dat wanneer ek gebid het, dan ontvang ek dit. Of dit nou gemanifesteer is in die volgende minuut of dit manifesteer in die volgende 25 jaar. Maak nie 'n verskil aan my nie, my prentjie is dieselfde. En jy gaan baie mense op die pad kry wat jou gaan probeer uitpraat uit jou prentjie uit. En sê dit werk nie. Hoe lank glo jy nou al vir dit? Maar dit is wat geloof doen. Geloof staan vas. Dis 'n vaste vertroue. Vaste vertroue. Nie 'n lamsakkige vertroue nie. Ag, ons sal nou maar sien nie. Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ek en jy hoop. Is 'n bewys van die dinge wat ons nog nie sien nie, maar ons sal dit sien. So kom ons kyk na die woord van die Here vanmôre en ons lees uit Matteus hoofstuk 15 en dit lyk vir my dis vanaf vers 21. Jesus het nou net 'n konflik gehad met al die Fariseërs en die Sadduseërs en sy botsing was altyd met godsdienstige mense wat gedink het hulle is reg, hulle weet hoe om dit te doen. Hy het geen idee nie. Hulle noem 'n duiwel genoem. So dis belangrik dat ek en jy dit verstaan. En die Bybel sê hy het weggegaan, hy het weggetrek. Jy sal sien by Jesus baie kere wanneer hy groot konflikte gehad het met baie mense, dan sê die Bybel hy het homself onttrek. Hy het wegbeweeg. En hier is een van daai gevalle waar Jesus wegbeweeg. Kom ek lees vir ons die hele gedeelte deur en dan gaan ons terug en dan ontpak ons hom. So ons lees Matteus 15 vanaf vers 21. Die Bybel sê, en Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeetiese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, oor vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Kom ons ontpak. Ons kyk wat gebeur. Jesus is besig, hy het weggetrek, hy's eenkant. Hy is nie meer saam met die multitude soos hulle sê nie, die groot getalle nie. En hierdie vrou kom. Die Bybel sê en 'n Kananeetiese vrou. Sy het geen verbond met Israel gehad nie. Sy was soos ons. Sy is 'n Gentile, 'n heiden. Sy het geen aanspraak op God nie. Sy het geen aanspraak op hierdie God nie. Sy het geen aanspraak op Jesus Christus, die seun van die lewende God nie. Maar die Bybel sê, sy het van daardie gebied af gekom, na hom geroep en gesê, dit was die roep van haar, wees my barmhartig. Wees my barmhartig. En dit is interessant hoe sy hom aanspreek. As sy nie 'n verbondspersoon is nie, sy is nie 'n kind van God nie, sy het geen deel aan die verbond van God nie, maar tog moes sy iets gehoor het wat haar laat lei om die volgende woorde te sê.
Sy sê vir hom, Here, U is die autoriteit. Here, Lord, U is die autoriteit. Here, hoe het sy geweet? Sy moes gehoor het van wat hy gedoen het en wat hy gesorg. Sy weet, hierdie man is my antwoord. So sy kom by hom sê, Here, en dan sê sy die volgende ding, seun van Dawid. Hoe sou sy enigiets van seun van Dawid geweet het? Hoe sou sy geweet het, hy is die Messias? Dis wat dit sê. Sy het onmiddellik geweet, hierdie is die Messias. Hierdie is die Here, hierdie is die Messias, hierdie is die een waarvoor die hele Israel wag. En tog kan die hele Israel dit nie sien nie. Tog kom 'n vrou sonder enige verbond, sonder enige aanhangsels, sonder enige dis hoe ons kerk doen, dis wat ons glo, dis my manier van glo. Die ander glo nie dit nie, hulle glo so, hulle glo die. Sy kom net met haar geloof en wat sy hom sien, hoe sy hom sien. Sy sien hom as die autoriteit en sy sien hom as die Messias. Sy sien hom as die geroepe een wat na Israel toe moet kom. En sy sê die volgende, sy verduidelik haar omstandighede. My dogter is erg van die duiwel besete. Ek weet nie wie van julle het al ooit met 'n duiwel besete persoon gedeel nie. Dis nie mooi nie. Wat dit beteken is die duiwel het besit geneem van daai persoon se persoonlikheid, hulle identiteit en alles. En dan wanneer jy met dit te doen kry, dan is dit meeste van die tyd is dit die duiwel wat praat en nie die persoon nie. En jy sien dit by waar Jesus oorgaan na die ander kant van die see toe en hy kom by die man wat vol demone was. En wanneer hy met hom praat, dan antwoord ons is legioen. So dit is 'n besetene. Sy wil en alles is oorgevat. Die vrou se dogter se wil en alles is oorgevat. Op 'n ander plek kan jy sien dat Jesus kom van die berg af, sy disippels het probeer 'n demoon uitdryf uit 'n persoon uit. En wat sê hy? Toe hy die pa vra wat gebeur? Sê hy vat hom en hy gooi hom in die vuur. Hy vat hom en hy probeer hom verdrink. Hy doen allerlei dinge met hom. Dis buite sy beheer. Dis wat dit beteken om besete te wees, waar jy ten volle oorgegee is aan 'n demoniese mag aan die binnekant van jou. So, dit is haar omstandigheid. Sy het tentoon geen verhouding met daai dogter nie. Sy al wat sy het is 'n hart wat uitroep en sê, wees my barmhartig. Here, Messias, seun van die lewende God, jy is my enigste hoop, jy is my enigste help. Ek kom na jou toe. Jou volk mag miskien nie verstaan wie jy is nie. Jou volk gaan jou miskien eendag kruisig. Ek weet nie, maar al wat ek weet, my hoop is hier in jou. Wees my barmhartig. Die volgende skrif sê, maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Daar is die wind uit ons seil uit, né? Hy antwoord nie. Ek wonder wat het in sy hart aangegaan. Ek wonder hoe geskeerd moes hy gevoel het, want hy weet ek wil haar help, maar ek mag nie. Hy antwoord aan nie 'n woord nie. Hy hou net aan loop. En al wat die vrou doen is hy hou aan roep. Here, seun van Dawid, wees my barmhartig. 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 Totdat wie raak geïrriteerd met dit? Het Jesus geïrriteerd geraak met dit? Wie raak geïrriteerd met dit? Die disippels. Hulle om hom, kan jy nie hoor nie. Sy's besig om 'n geraas te maak. Sy's besig om ons almal te embarrass. Totdat ons gebed het, die mense om jou embarrass, want jy gee nie om wat hulle dink nie, want hulle besef nie die omstandighede waarin jy is nie. Hulle verstaan nie die deurbraak wat ek en jy nodig het nie. Alles gaan goed in hulle lewe, daar's nie probleme nie. Ons gaan net aan, die leer is goed, die lewe is goed, maar baie keer kom jy by plekke waar die omstandigheid so erg is dat jy Jesus nodig het en daar's 'n desperaatheid in jou wat hom nie sal laat gaan totdat hy antwoord nie. Daar's iets in jou wat sê ek het hom nodig, daar's niemand anders wat my kan help nie. My hoop is in hom. Wees my barmhartig. Seun van Dawid, wees my barmhartig. Hy antwoord haar nie 'n woord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Het sy agter hulle aangeroep? Die Bybel sê nie sy het agter hulle aangeroep. Sy het agter Jesus aangeloop. Seun van Dawid, seun van Dawid. Kom
ek en jy wees die beste cheerleaders van hulle wat God glo en nie die kritisie en die afbreekers nie. Wat glo jy vir God? Wat 'n prentjie het jy? Vertel my bietjie hoe lyk jou prentjie? Ek sien my kinders so, ek sien dit gebeur, ek sien my familie dit, ek sien my besigheid so. Ek sien jou prentjie my broer. Ek stem saam met jou. Elke keer wat ek aan jou dink, dan bou ek daai prentjie saam met jou. Ons is mede-erfgename. Ons is medewerkers in hierdie koninkryk. Ons is nie teenoor, jy glo 20 jaar. Is dit nie, moes dit nie al gebeur het nie? Wat gaan aan? Ek weet nie of jy geloof werk nie. Kom ek en jy wees nie daai nie. Kom ek en jy wees die wat die arms ophou. Die arms van Moses ophou. As die arms sak, wat gebeur? Dan verloor hulle die geveg. As die arms opgaan, wat gebeur? Dan wen hulle die geveg. Kom ek en jy wees die wat die arms oplig van hulle om ons en sê ek is saam met jou. Hoe lyk jou prentjie? Ek wil saam met jou glo. En wanneer jy vir my kom sê, ek dink nie dit gaan werk nie, ek dink my kinders is te ver, gaan ek jou help om jou prentjie om te keer. Want daar is 'n God wat lewe. Wees my barmhartig. Wees my barmhartig. Here, seun van Dawid. Hulle sê, sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, hy praat met die disippels. Hy praat nog nie met haar nie. Hy's nog besig om haar te ignoreer. Ek is net gestuur na die verlore skape. Hulle het nie vir hom gevra, stuur haar weg nie, sonder om iets te doen nie. Dit was nie hulle gedagte nie. Hulle gedagte was, jy kan dit doen, sort dit uit en laat haar gaan. Sodat sy ophou skreeu, sodat sy ophou moan. Hy antwoord hulle en hy sê vir hulle, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Dis my werk. Dis hoekom ek hier is. Ek hoop jy is so dankbaar soos ek dat die Jode hom verwerp het. Want as hulle hom nie verwerp het nie, het ek en jy nie vandag hier gesit nie. Omdat hulle hom verwerp het, omdat hulle hom gekruisig het hy 'n nuwe nasie gesoek, 'n nuwe volk gesoek, 'n nuwe kinders gesoek, 'n nuwe kinders wat gaan weet wie hulle is in hom. 'n Nuwe kinders wat gaan sê dat wanneer ek sê Here, seun van Dawid, dan beweeg die hemel op my woorde. Toe hy hulle uitstuur, 2 vir 2, gee hulle autoriteit om siekes gesond te maak, duiwels uit te dryf. Hy gee vir hulle, hy stuur hulle, hy sê vir hulle, gaan net na die huis van Israel. Gaan net na die verlore skape van Israel. Moenie na die Samaritane toe gaan nie, moenie na die toe gaan nie, julle gaan net hier, want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor hierdie mense, hierdie volk. En tog kry jy hierdie outsider, wat kom indring, wat kom indruk, en haar neusie deurdruk, en sê, weet jy wat, ek het geen reg nie, maar ek weet jy's die antwoord. Baie keer as kinders van God, dink ek en jy nog steeds dieselfde. Ons het geen reg nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het alle regte in Christus Jesus. Alles is nou joune. Ons is mede-erfgename saam met Jesus Christus. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wat hy kry, is wat jy kry. Wanneer jy bid en hy bid, is dit dieselfde. En daar tilt ons kop, né? Ek het laasweek gepraat en ek wil vir julle sê, laasweek het ons 2 liedjies gesing en daai 2 liedjies het my lewe verander. Ek het dit nog nie uitgewerk nie. Dit sal my seker die volgende 5 jaar vat om uit te werk dit wat God vir my gesê het. 1 sinnetjie, 1 woordjie regtig. 2 woordjies. Geen skeiding. Net daai 2 woorde. Toe ek dit sing en dit tref my, daar is geen skeiding tussen my en hom nie. Wat beteken dit? Ek preek dit, ek bedien dit, week in, week uit. Wanneer Christus in jou ingetrek het, is jy een gees saam met hom. Jy is 'n nuwe skepping. En tog het ek dit nie bymekaar gebring. Dit beteken daar's nie skeiding tussen my en hom nie. En nou weet ek, en ek gaan dit ondersoek. Ja, maar sê die Bybel nie, jou sonde het skeiding gemaak tussen jou en jou God nie. Ja, die Bybel sê dit. Sonde het 'n skeiding gemaak tussen my en my God.
totdat Jesus Christus gekom het en in my plek gesterf het en my sonde betaal het en my verenig het met God en my versoen het met God. En daarom kan ek nou sê, ek is saam met Christus gesete in die hemele. Daar's nie skeiding tussen my en hom nie. As jy my sien, sien jy hom. Ek weet in die natuurlike werk dit nie so nie. Maar vriend, as jy nie uit daai geestelike posisie uitbid nie, gaan jy bid uit dit wat jy is en dit wat jou geloof gaan wees en dit wat jy weet. En dis nie die geloof wat jy wil gebruik nie. Jy wil die geloof in God gebruik. Wat sê alle dinge is moontlik, want hy sê vir my alle dinge is moontlik as ek kan glo. Hy is nog besig om haar te ignoreer. Want hy kan niks vir haar doen nie. En die Bybel sê, hy het vir hulle gesê, ek is net gestuur vir die verlore skape van die huis van Israel. Kyk haar reaksie. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Ek dink baie van ons sal omgedraai daar. Ja, ons het gehoor van hom. Ja, ons het gehoor, maar hy het my nie geantwoord nie, so sy antwoord is nee. Hy het niks gedoen nie. Hy het vir sy disippels gesê, hy kan niks vir my doen nie, en ek het dit gehoor, so hy gaan niks vir my doen nie, ek gaan omdraai en loop. Nie hierdie enetjie nie. Daar's 'n dogter by die huis wat duiwel besete is. Dis my kind. Ek gaan nie net omdraai en opgee en sê, wel, dis nou maar net hoe dit is nie. Ek gaan neerval voor hierdie meester en ek gaan hom aanbid. Sy het neergeval en hom aanbid. Wat is die disippels se houding? Kry hom uit die uit. Hulle val nie neer en aanbid hom nie. Kry hom weg. Sy het neergeval en hom aanbid. Sy sê, help my. Ek het laas vir u gesê, dis 'n gebed. Dis 'n goeie gebed. Help my. Help is 'n goeie gebed. Help. Help my. En nou praat hy met haar. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi of dit is nie goed om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Weer eens. Hoe dink jy sê hy dit? Die Bybel sê nie vir my wat sy houding nie. Die Bybel sê nie vir my wat sy gesigsuitdrukking nie. Die Bybel sê nie vir my, maar as ek hom ken, as ek hierdie meester ken, dan weet ek, hy wil alles in sy vermoë doen om haar te help. Ek kan nie glo, hy's hard met haar, sê, luister, jy kan nie man, jy moet nie stupid hou nie, dit is nie vir jou nie, dit is vir Israel. Hoekom kom dring jy by my? Ek glo nie dis sy houding teenoor haar nie. Ek dink hy probeer vir haar verduidelik wat is hier besig om te gebeur. Hy probeer vir haar verduidelik. Ek kan nie vir jou doen dit wat jy sê ek moet doen nie. Ek is nie geroep vir dit, dis nie hoekom ek hier is nie. En hy gebruik dit, hy sê dit is nie mooi om van die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Weet al almal 'n klein hondjie gehad? Nee. Ons het so 'n klein flafballetjie gehad, so 'n Muppet. Maltese Shih Tzu. En een van my vrou se reëls is, moenie Muppet van die tafel afvoer nie. Nee. En ek was baie gehoorsaam. Nee. Maar nou sit jy daar en nou sny jy die steak, nee, en dan sit sy nou hier so. Sy het haar eie kos. Ja, kos is daar. Maar hierdie steak wat ek eet is nie haar kos nie. Sy het geen reg tot dit nie. Maar laat ek nou so 'n stukkie afsny en dit spring uit my bord uit vloer toe. Voor daai steekie daai steek val nie die grond nie. Hy vang nie die grond nie. Sy en dan sê ek nog vir haar, chew, please chew. Want sy sluk hom net in. Dis die tipiese idee wat Jesus besig is om te verduidelik. Die hondjies eet nie die kos wat vir die meester bepaal is nie. Dis nie hulle kos nie. Jy het nie reg tot dit nie.
Jy het jou eie kos, jy moet self sê. Luister wat sê die Bybel. Wat sê sy? En sy sê, ja, Here, dis waar. Dis waar, ek het geen reg tot dit nie. Jy's absoluut reg. Daai styk is net joune en joune alleen. Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. My verstom. Sy vra nie vir 'n louf nie. Sy vra nie vir 'n sny nie. Sy vra vir 'n krummel. Is 'n krummel vir jou genoeg? As jou dogter besete is van 'n duiwel, gaan jy vra vir 'n hele louf? Gaan jy vra vir 'n slice? 3 slices of gaan jy vir hom kan sê, weet wat, 1 krummel. Draai net jou aandag na haar toe. 1 krummel is genoeg. Want die hondjies vat die krummel wat van die baas se tafel afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Ek wil hê jy moet mooi luister na die volgende dinge wat hy sê. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. Kom ons vra 'n paar vrae. Het hy na 'n huis toe gegaan en die duiwel uitgedryf? Dis nie 'n triekvraag. Dis nie, ek probeer jou nie triek nie. Ek vra jou 'n vraag. Het hy na 'n huis toe gegaan en die duiwel uitgedryf? Nee. Het hy 'n gebed gedoen dat die duiwel moet uitgedryf word? Nee. Het hy 'n deliverance sessie gedoen dat die duiwel kon uitkom? Nee. Het hy geondersoek wat was alles verkeerd en hoekom die duiwel ingekom het? Oorspronklik? Nee. Wat het hy gedoen? Wat het hy gedoen? Laat dit vir jou wees volgens wat jy geglo het. Jy verstaan die prinsip van geloof. Jy het na my toe gekom in 'n desperate situasie. Jy het vir my gesê ek is die Here oor hierdie omstandighede. Jy het gesê ek is die Messias, ek is die seun van Dawid. En toe ek jou nie antwoord nie en ek verduidelik hoekom ek dit nie kon doen nie, het jy neergeval en my aanbid, nog steeds as Here. En jy het gesê, Here, God, help my. En ek het vir jou verduidelik hoekom ek jou nie kon help nie, hoekom dit teen die beginsel is van wat almal sê. En jy het vir my gesê, net 'n krummel, gee my net 'n krummel. 'n Krummel is genoeg om hierdie omstandigheid op te los. Wat kan ek vir jou sê? Laat dit vir jou wees soos wat jy geglo het. Hy het nie beweeg nie, hy het nie na huis toe gegaan nie, hy het nie haar hele geskiedenis uitgepak nie, is dit generasies probleme nie, is dit die nie, hoekom het die duiwel ingekom, wat was die sonde wat die duiwel het inkom nie, hy het niks van dit gedoen nie. Is daar plek vir daai dinge? Absoluut. In die omstandigheid, kom ek vra jou, vir wie glo jy vanmôre? As dit is wat 'n ma kan doen, wat nie 'n verbond het met God nie, wat nie in verhouding met God staan nie. Ek wonder wat 'n ma kan doen, wat in 'n verhouding met God staan, waar Jesus alles klaar bepaal het, waar Jesus alles klaar betaal het, en nou sê hy vir jou en vir my, bid vir jou kinders, bid vir jou familie, bid vir jou werkskollegas, bid vir jou vyande, bid vir hulle wat God nie ken nie, bid. Ek wonder of ons dit doen, of ons dink maar, ek is nie daar nie. Hulle is in Suid-Afrika, ek is hier. Hoe gaan dinge verander? Ek is nie daar om dit te verander nie. Die dogter was nie naby nie. Ek wonder hoe ver die vrou moes huis toe gegaan het. Want die Bybel sê binne daai uur. Ek wonder toe sy by die huis kom toe die dogter klaar gesond. En toe sê die dogter, ek weet nie wat hier gebeur het nie. En die ma kan antwoord, weet jy wat, ek weet. Ons het nie 'n verbond met hom nie. Ons het geen reg tot hom nie. Maar ek het deurgedring en vir hom gesê, as ek net 'n krummel kan kry, as jy my net 'n krummel sal gee, as jy my net barmhartig wees, en weet jy wat hy vir my gesê?
Hy het vir my gesê, weet jy wat, ek gaan kom, ek gaan vir haar bid, ek gaan vir haar vrymaak, ek gaan al die, dis uit niks van dit gesê nie. Maar ma, wat het gebeur? Wat het hy gesê? Hy het gesê, my geloof het jou gesond gemaak. Ek vra jou vanmôre, wie is jou geloof besig om gesond te maak? Of kyk ons na die omstandighede, ons is hopeloos net soos die wêreld. Ons het net nie 'n antwoord soos die wêreld nie. Dit weet nie wat gaan gebeur nie, weet nie hoe dit gaan werk nie. Of is daar iets in my en jou wat sê, weet jy wat? As 'n persoon wat geen verbond het met God nie, God se hart so kan beweeg, waar hy weet hy mag nie regtig nie. Dis nie sy roeping nie. Maar dat my geloof hom so kan swaai dat hy sal kyk en sê, weet jy wat? Ek kan dit nie help nie. Ek kan dit nie terughou nie. Laat dit vir jou wees volgens wat jy glo. Laat dit vir jou wees, dis goed. En hy sê dit, hy spreek dit aan. Hy sê vir haar vrou, wat sê hy van haar geloof? Groot is jou geloof. Het jy geweet, hy het nooit vir een van sy disippels gesê, groot is jou geloof. Nooit. Inteendeel, wat het hy vir hulle gesê? O, julle klein gelowiges. Julle is met my, julle is in die skip hier, ek vermenigvuldig die brode, ek doen al hierdie wonderwerke en nog steeds kan julle nie glo nie. En hier kom 'n vrou wat geen benul het van wie sy is nie, sy het geen verbond nie, sy is 'n Kanaanitiese vrou, sy is 'n uitwerpeling en tog kom sy en maak aanspraak en sê ek soek net 'n krummel van hulle wat die brood vat en die hele brood opeet en weggooi en nie omgee nie. Ek soek net 'n krummel van dit wat jy het is vir my genoeg. Dit daag my en jou uit en los ons met die vraag, wat doen ek met die brood wat vir my gegee is? Hy is die brood van die lewe. En hy het die hele brood op die tafel vir my gesit en vir jou gesit. En gesê, nou doen besigheid in my naam op hierdie aarde. Laat mense met van jou praat en sê, groot is sy geloof. Ek weet nie van u nie. Ek wil nie 'n klein gelowige genoem word. Noem my eerder iemand wat geen geloof het nie as 'n klein gelowige. Ja, maar 'n klein geloof. Nee. Was jy maar warm of was jy maar koud? Maar nou dat jy lou is, in die middel, ek sal jou uit my mond uitspoeg. Ek wil vuur warm wees vir hierdie Jesus wat ek dien. Ek wil vuur warm wees in my geloof om hom te glo. Dat dit wat hy sê, sal hy doen. Dit wat hy gesê het, sal hy doen. En ek en jy gaan wandel in hierdie volgende weke, maande, in geloof. Ons gaan hom ontpak. Jy het miskien duisende boodskappe oor geloof gehoor. Ek weet nie wat ek gaan sê vir julle nie. Maar al wat ek weet, ons gaan op hierdie tog gaan, hierdie reistog gaan en kyk wat is geloof. Wat beteken dit? Het ek 'n vaste vertroue? Vanmôre staan ons saam met hierdie vrou. As ek en jy daar moet staan en sê, Here, ek het alles wat sy nie het ek. En nog steeds doen ek niks daarmee nie. Ek wonder wat sou sy gedoen het as sy die hele brood geweet het. Ek wonder wat sy gedoen het as sy saam met hom gewandel het op 'n daaglikse basis en gesien het wat hy gedoen het. Maar wat ek wel sien is 'n honger. Wat sê Jesus, jy is meer as genoeg. Ek weet ek het nie reg nie. Ek en jy het geen reg gehad nie, vriend. Totdat hy vir my en jou kom betaal het. Die Bybel sê, hy het vir my en jou gesterf toe ons nog wat was. Toe jy 'n goeie Christen was. Toe jy 'n goeie kerkganger was. Toe jy 'n goeie godsdienstige persoon was. Wanneer het hy vir jou gesterf? Toe jy 'n sondaar was. Toe jy 'n sondaar was. En hy het jou teruggebring uit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig. En hy het jou in hom geplaas. En hy het gesê, nou sit jy saam met my. Nou regeer jy saam met my. Nou wil ek hê jy moet so bid. Bid uit jou posisie uit. Bid uit dit wat ek klaar gedoen het. Spreek lewe oor jou familie. Spreek lewe oor jou besigheid. Spreek lewe oor jou kinders. Moet nie kom ek en jy wees nie lamsakkig nie. Lamsak, jou lamsak. Ek weet nie, kan julle daai advertensie onthou van die meisies? Hulle hardloop so, die meisie hardloop so en dan oor 'n punt of iets. En dan kom die man en dan doen hy nie die job nie, dan maak sy so met handjies en sê jou lamsak. Lamsak. Elke keer wat ek dit dink, dan dink ek aan myself, jy's so lamsak. Moenie 'n lamsak wees in die geloof van God nie. Mag mense van ons sê, hulle is mense van groot geloof. Al hoe jy dit kan wees, jy kan nie beweeg word deur die omstandighede.
Jy kan nie beweeg word deur hulle wat sê nee nie. Jy kan nie beweeg word deur hulle wat sê stuur haar weg nie. Jy kan nie beweeg word deur hy wat nie antwoord nie. Jy kan nie deur dit beweeg word nie. Veral nou dat ons kinders van die verbond is. Weet wat jou reg is as 'n kind van God en laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Kom ons staan met ons. Vader, ons dankie vir u woord. U woord is lewend. Ons sien dit vandag. U woord is kragtig. Ons sien dit vandag. U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard en dring in tussen ons siel en ons gees en wys vir ons wat is in ons hart. Elkeen wat voor U staan vanmôre, as ek met jou, hulle moet vra en myself moet vra, hoe groot is my geloof? En my kop sal sê groot. My hart sal miskien iets anders sê, want ek was dalk teleurgesteld. Ek het dalk dinge gekry wat ek voorgevra het, dinge gekry wat nie gekry wat ek voorgevra het nie. Dinge het miskien anders uitgewerk as wat ek gedink het dit sou, die teleurstellings van die verlede, en tog, Vader, weet ons U is goed. Tog weet ons, U gee vir ons. U sê vir ons, as julle dan wat goed is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal ek vir julle gee? Die hemel is waawyd oop vir ons vanmôre. Kan ons glo? Kan ons werklik glo, waar ons nie beweeg word deur die omstandighede nie? Vader, ek wil bid hierdie reeks, ek noem dit 'n reeks, ek glo nie ek het al ooit 'n reeks gebid of gepreek oor die geloof nie, maar ek wil vra dat U ons sal herlei. Ek glo U lei ons in hierdie rigting. Ek glo U wil ons almal help en ek wil vanmôre bid dat ons harte, ons gedagtes sal rig op dit wat Jesus klaar gedoen het en dit is nou op die tafel vir ons. U stel daai tafel vir ons teenoor ons teestanders. In die middel van ons teestanders is die tafel gedek, want U het reeds voorsiening gemaak. Laat ons met geloof kom sit en laat ons met geloof kom eet. En Vader, mag ons vervul word met die heerlikheid van God homself. Ons dank U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen.